Ek groet U in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus, ons verlosser en ons saligmaker. Laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Hier's nou so 'n paar goed hier voor wat ek nou saamgebring het. Maar nou moet julle moet nou mooi, julle moet kyk daarna. Julle moet ook kyk, maar julle moet spesiaal kyk, want dit is belangrik, né? Nee? Kyk. So hier's nou 'n paar goed. Dan gaan ek 'n ding vir julle wys en dan moet julle vir my sê of dit wat ek sê waarvoor jy mee kan gebruik reg is, né? Nee? Maar ek wil nie, ons gaan nie uitroep nie, ons gaan net ons hande in die lug sit. Eerste hand, as jou antwoord reg is, kry jy sweet. So julle moet wakker wees, né? Nee? En as ek sê ek het sweets, dan jok ek hier, hoor. Ek het baie sweets. Okay. Alright. Goed. Goed. So die eerste ding wat ek nou hier dink, wat nou vir my interessant was toe dit nou hier opgedaag het, is hierdie ding. Nou ek gaan nou nie vir julle sê, ek gaan nou vir julle sê wat ek dink jy dit mee kan doen. Nou kyk nou na hom Pieter daar agter, as julle kan maar kyk, hoor. Hy het 'n lekker baard. Nou ek dink hierdie ding kan jy gebruik om jou baard te trim. Hoor gegaan. Kyk, so. Sê wie dink ek is reg? Laat ek eers so vra. Wie dink ek is reg? Dink ek is reg? Oh, goed. Okay, so waarvoor kan ons hierdie ding dan gebruik? Om bosse te sny. Daai is 'n baie goeie antwoord, nê? Nee. So sorry my broer, maar jy kan hom try. Okay, maar ek gaan nie. Goed, so jy mag 'n sweet kry. Sien, dis maklik. Daar sê, goed. Kom ons sit die sweets daar nie, dan sit makliker. Goed, die volgende ding, laat ek bietjie sien wat is hierso. Hier's nou 'n, dis 'n 2-in-1 hierdie. So, ek dink nou, jy weet, as jy nou, partykeer as jy mos nou, jou kar nou bietjie stikkend is, dan lekker bietjie olie. Kyk, hierdie ding maak jy agter jou kar vas. As dit pa se kar is, nee, hierdie is eintlik mos nou ma se kar, maar as dit pa se kar is, dan maak jy hom agter pa se kar vas en dan vee jy die olie op. Of as dit 'n ma se kar is, dan vee jy sommer die olie op terwyl sy op hom ry, nee. Is ek reg? Okay, okay. Om die huis te mop, nee. Okay. As julle weet hoe dit werk, vra julle paas, hulle weet, nee. Okay. Die mop is klaar. Goed. Kom haal vir jou sweet. Daar sê. Dit gaan vinniger gaan. Hierdie het ek nou gedink sal ideaal vir my wees. As ek my belt vergeet. Nee. Ek kan nie veel anders iets met hom doen nie. Hy sal werk vir 'n belt, nee. Is ek reg? Okay, so waarvoor moet ek hom gebruik? Nee, wag. Vir 'n hula hoop, wat doen jy met 'n hula hoop? Okay, ek kan dit nie doen nie. Wil jy kom try? Okay. Daar sê, as jy kan hula hoop, dan kan jy 2 sweets vat, hoor. Daar sê, ek like dit. Okay, kom ons kyk. Daar sê, mooi. Daar sê, ek kan 2 sweets kry, hoor. Goed, okay. Dan, hier's nou nog so 'n paar goed wat hier staan. Ek het nou dit saamgebring ook. Hierdie, ek kan my daar sien. Tog dit sal nou 'n goeie deurstopper wees. Net om 'n deur oop te los as hy pla en hy gaan die hele tyd toe. Dink julle dit sal werk vir 'n deurstopper? Okay, so waarvoor gebruik ja, Rebecca? Okay. Maar nou wil ek net, jy's reg, kom op vir jou sweet. Ek wil net sê hierdie een is stik en so hy's net goed vir 'n deurstopper. Goed. Dan ek het nog 'n paar goed. Ek gaan nie alles. Hierdie ouetjie. Hierdie is 'n baie spesiale
stuk gereedskap as die muskiete pla. Kyk, want die muskiete in Witbank is wild hoor. So, dink julle hierdie ouetjie sal werk vir muskiete? Okay, so wat? Om 'n golfbal te slaan. Ja, dit kan werk, né? Nee? Goed. So dis 'n golfstok, né? Nee? Okay. So sien julle nou, okay, die laaste ding, maar ek wonder nou of die kinders, die ouer mense gaan al weet wat dit is. Maar ek wonder of die kinders weet wat hierdie ding is wat hier staan. Weet julle kinders wat dit is? Het julle al ooit so 'n ding gesien? Niemand nie. Okay, kom ons kyk bietjie. Kom ons kyk bietjie. Ek daar agter, ek het 'n hand gesien. Dis 'n 3-projektor, daar sy. Kom haal vir jou 'n sweetie. Daar sy. Okay, net een hoor. Goed. So sien julle nou nê, dat alles wat gemaak is, alles wat daar is, het 'n spesifieke werk. En as jy nou daar in Pa se toolbox gaan krap, nou baie keer dan sê 'n man wat met tools werk vir jou, jy kan nie met 'n shifting spanner, jy weet hoe lyk, wel die manne sal nou weet hoe lyk 'n shifting spanner nie, hy so knoppie op, dan kan jy hom groter en kleiner stel, soos die grootte wat jy nodig het, maar as hulle nou regtig met tools werk, as hulle daai ding moet jy weggooi. So jy kry sulke goed wat jy vir meer as een doel kan gebruik, maar meeste goed wat gemaak word, het net een job, né? Nee? En as ons iets wil doen, dan moet ons die regte tool vir die regte job hê, né? Nee? Is dit so? Right. Okay. So, toe ek nou besluit vir die kinderdiens, gaan ons visvang. Nou wie hou van visvang? Daar sê ek sien daar's daarom so 'n paar hande hier voor ook. Ek praat nie van kamp en braai en al die goed wat jy saam met visvang doen nie. Ek praat net van visvang. Wie hou net van visvang? Ek sien daar's soms so 'n paar hande. Mooi. Dit raak al beter. Nou as 'n mens visvang, het jy spesiale tools nodig. Soos ek het nou hierdie is 'n USB electric egg beater. Dink julle ons kan hom gebruik om vis te vang? Nee, ek dink nie ons kan die vis beat nie. Staan. Gaan nie werk om hulle nader te kry nie, nê. Okay. So kom ons kyk. Ek het hier 'n emmer en 'n lap. Dink julle ons kan dit gebruik om vis te vang? Ja, maar dan ek praat van visvang. Ek praat nie van as jy in die middel van die dam swem. Jy kan dit daarin maak, ja. So onthou nou, elke ding het 'n spesifieke werk. Waarvoor sal ons daai emmer eerder gebruik? Om die mieliebom aan te maak, nê? Nee. Ons gaan nie vis met hom vang nie. Ons gaan iets doen met hom wat miskien te doen het met visvang, maar ons gaan nie vis met hom vang nie. Hierdie ouetjie hierso. Kan ons hom gebruik om vis te vang? Jy kan, nê? Nee? Jy kan. Jy kan met hierdie ouetjie vis vang, maar jy gaan nie die vis fisies met hom vang nie. Dan moet jy gaan hom nie daar in die dam ingooi en dan hoop die visse suig vas aan hom of een of ander iets gebeur en hulle is daar nie, né? Jy kan hom gebruik daarvoor. En weet julle wat, ek wil sê elke ding op hierdie tafel kan 'n mens miskien op 'n manier gebruik om jou te help om vis te vang. Hierdie 3-projektor, nee, hoor nou wat ek vir julle sê. Hierdie 3-projektor. Nou in die ou tyd was daar nie sulke projektors gewees nie. Hulle het sulke goed gebruik soos hierdie. Ons het nou op papier bo-op gesit. So jy kan nou al jou beplanning neerskryf en dan kan jy dit op die 3-projektor sit en daar skyn en dan kan ons nou sien wat gaan ons doen om vis te vang. Verstaan?
So miskien kan ons hom gebruik om iets te doen. As ons deegie maak vir die visvang, dan kan ons dalk die electric beater gebruik, alhoewel dit nie nodig is nie, maar jy kan hom dalk gebruik, nê. Wat is hier nog? Die pool noodle, nê? As jy vis nie wil stil hê nie, dan gee hom net so klap, verstaan? So jy kan hom gebruik om jou te help om vis te vang. Hierdie ouetjie, ek het so mooi gedink aan hom. Nou het ek myself gedoen, hoe kan ek hierdie ding met die viswater gebruik? Toe onthou ek, die gras word baie keer lank daar by die dam, daar by jy begin visvang en dan sny jy gou die gras, sny jy lekker kort. Dan kan jy nou jou lyne inkry en jy gaan geen graskarpe vang nie. Dit gaan net regte egte karpe wees. So is baie goed wat jy kan gebruik om iets te doen, maar om die vis te vang, om die vis uit die water uit te kry, het ons 'n paar goed nodig. Ek het 'n paar goed saamgebring, want ek sal nie sê ek's 'n groot visserman nie, ek's 'n groot man en ek hou van visvang. Maar ek het ook so 'n paar visvang goedjies. So die eerste ding wat ek nogal baie handig vind, is 'n visstok. Nou ek gaan hom net so half bietjie uitmekaar uithaal. Ek net bang slaan iemand raak. Goed. Ons gebruik die onderste kant. Nou hierdie stok is 'n wat hulle noem 'n graphite stok, is baie fancy. Al wat dit eintlik vir jou sê is as die weer swaar is en as weerlig gaan vang nie met hom vis nie. Okay, anders gaan dit dalk 'n skokkende ervaring wees en jy gaan nie weer vis vang. Goed. Julle sal nou in die wetenskap leer. Né? Goed. So, die eerste ding wat jy nodig het is 'n visstok. Hoekom 'n visstok? Wat as jy nou daai byt vat en jy het dit nou in jou hand en jy gooi. As jy baie hard kan gooi dan kan jy miskien so 15 of 20 meter daai byt, daai kos wat jy nou die aas en al daai goed in die water kry. Maar as jy nou wil 150 meter gooi, nê? Dat weet ek kan nie, maar ek het al gehoor. Dan vat jy nou hierdie stok met sy stukkie nou aan. Jy moet dit nou in ag neem, nê? Dan gooi hom dan gaan hy 120 meter ver. Baie verder as wat jy met jou hand kan gooi. So die eerste ding wat jy nodig het is 'n lekker visstok. Die tweede ding wat help om vis te vang is 'n katrol. Nou kyk of hierdie een ja, dit sal lyk. Goed. So die katrol kom nou hier op. So. Dan word hy nou so vasgemaak. En hierdie katrol het vislyn aan. Nou vislyn is baie belangrik. Want as daar nie vislyn aan is nie, dan kan jy nie die vis vang nie. Jy gaan hom net terg in jouself, maar jy gaan nie die vis self vang. Goed. So wat doen ons nou met hierdie vislyn? Ons ry hom hier deur hierdie oogies. Nou ek seker julle het dit almal al gesien of weer van ek gaan nie alles doen nie, maar daar is hy. 'n Ander baie belangrike ding wat 'n visserman altyd langs die water nodig het, is 'n stoel. So ek herinner julle, as julle begin visvang en julle het nou vandag iets geleer, onthou 'n stoel, want mens wag vir die visse om te byt. Goed. So daar's die katrol, daar's die lyn. En aan die einde van hierdie lyn, ek gaan nou vir julle mooi op die projektor wys, is daar so 'n klein dingetjie. Kyk of julle kan sien. Maar dit sien julle daai klein dingetjie daar, net daar. Sien jy daai dingetjie? Sien julle hom? Sien julle daai dingetjie? Daai ding is baie belangrik, nê? Hulle noem dit 'n swivel. Dat daai swivel, as hy breek, dan gooi jy alles weg wat jy die vis mee probeer vang. Goed. En dan natuurlik is daar hoeke en al hierdie goed. En as ons alles bymekaar gesit het, daar sê, as ons alles bymekaar gesit het, dan het ons alles wat ons nodig het om vis te vang. Die een ding wat ek nou nie het nie, omdat ek nooit die visse regtig hou nie, is so hou net. Kyk, werk my pointertjie nog. Daai punt, daar waar die rooi kolletjie is, daai ding. Né?
In mooi Afrikaans noem dit sommer net 'n kiep net, nê? En dis waar jy die visse in kiep. Terwyl jy maar ek het nie regtig so dinge want ek hou nie regtig die visse wat ek vang nie. Maar baie keer dan dat jy nou so ding nodig en die visse wat jy vang, dan gooi jy hom daarin dat hy darm nou nog kan swem want jy wil nie net een vis vang nie, jy wil sommer baie visse vang. En hoe meer visse jy wil vang, hoe groter moet hy word. Lees ons en terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon wat genoem word Petrus en Andreas sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi want hulle was vissers. En hy sê vir hulle, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. En hulle dadelik die nette laat staan en hom gevolg. En toe hy daarvandaan verder gaan, sien hy twee ander broers, Jakobus, die seun van Zebedeus en Johannes sy broer, in die skei saam met hulle vader Zebedeus besig om hulle nette heel te maak. En hy het hulle geroep en hulle het dadelik die skei en hulle vader verlaat en hom gevolg. Ek moet vir hierdie ding aansit hierso. So daar was al vissermanne, hulle het nette gebruik soos ons nou lees, maar hulle het ook stokke en lyne en al hierdie goed gebruik. Nou nie so fancy soos ons dit nou het vandag nie, maar hulle het ook van hierdie konsepte wat ons vandag het hulle ook gebruik, katrolle met lyne en al hierdie klas van goed het hulle gebruik. En wanneer 'n mens dink dat die heel eerste sport in die Bybel is visvang. Nou is dalk nou 'n ander sport wat ek nog nie of wat ek nie ondersoek het nie, maar kom ons praat oor visvang vandag. Ons het gesien wat gebruik 'n visserman om vis te vang. Ek kan net vir ons aanskuif na die volgende enetjie toe. Goed. Wat gebruik 'n visserman? Goed, wat ons het nou daar gepraat Dan gaan vir ons daarna die volgende slide toe. Nou dink julle as ek nou gaan visvang en ek het 'n wolf en ek vat hom saam daar na die dam toe, gaan ek vis met hom vang? Nee, ons het mos gesê nou, ons het gekyk na hierdie tafel, ons het die golfstok gesien, ons kan nie met 'n golfstok vis vang nie, nê? Volgende enetjie. Daar is 'n hyskraan. Hang seker maar hoe groot die baber is wat jy wil vang, nê? Kom ons gaan na die volgende een toe. Daar lê 'n teddybeer. Die pad, dink hulle ons gaan vis vang en ons vat die teddybeer, gaan hy werk, gaan ons vis met hom vang? Nee, goed, volgende enetjie. Ek het soms 'n hele klompie daarop gesit. Daar's 'n groot bil, daar's 'n tier, amper seker is 'n luiperd, ons 'n tier, daar's 'n leeu. Dink julle as ons daai goed saam na die dam toe pad, gaan ons vis vang met hulle? Nee, ons gaan nie. So ons het die regte toerusting nodig om vis te vang. En nou sê die Here vir sy disippels wat hy roep. Hulle is vissermanne. Hulle ken hulle werk. Hulle weet om vis te vang. Hulle weet om die nette reg te maak. Soos ek sou dan nie. Ek weet hier's 'n paar baie kranige vissermanne in hierdie gemeente. Ek het al van julle gehoor. So ek is nou nie so kranig nie, maar ek weet daarom hoe my katrol aan te sit en ek weet om die alles op te sit en ek weet om hom in te gooi. So en hierdie man het ook geweet presies wat hulle moes doen om visse te vang. En gaan aan na die volgende enetjie toe. Nou vra ons vandag vir onsself, nê? As ons wil visvang vir die Here, so onthou hy het nou hierdie manne geroep en hy het gesê ek sal julle leer om wat te wees? Nou weer? Vissers van mense. Goed, ek gaan julle leer om vissers van mense te wees. Nou moet ons weet, nê? Dat die dominee altyd as hy so praat, dan praat hy oor die evangelie, getuig, ons moet siele red. Jy het maar gehoor, nê? Maar ons het goed nodig om dit te kan doen. Ons kan dit nie net doen nie. Ons het spesifieke toerusting nodig om dit te kan doen, net soos ons visvang. So kom ons kyk bietjie na die toerusting wat ons nodig het om vis te vang. Daar's nou die heel eerste een is ek noem dit sommer maar 'n strop.
En dan is daar 'n katrol, daar's hy, en dan die vangnet, daar's nog 'n katrol met 'n visstok, daar's 'n hoek, nê? Visstokkie weer daar's nog 'n strop daar met hoekies en goed aan. Daar is 'n vislyn, nê? Daar's nog 'n strop en dan hierdie is nou as jy nou wil fancy raak, nê, dan sit sulke hoetertjies wat afgaan as die vis daar naby jou lyn kom of 'n eend swem oor hom, dan laat daai hoetertjie jou hart so 'n bietjie vinniger klop. So dis die goed wat 'n mens gebruik om vis te vang. En het julle geweet, nê, dat ons in die Bybel ook hierdie benodighede kry wat vir ons help om siele te vang, om vissers van mense te wees. So, kyk ons dan die eerste toerusting-stuk wat ons gebruik is daardie strop. Nou wat doen jy met daardie strop? Wie kan vir my sê? Sê. En dan, maar wat sit jy iets aan hom? Wat sit jy aan hom? Mieliebom. En wat sit jy aan die hoeke? Jy sit 'n mielie aan of 'n floutie of 'n bietjie deeg, nê? En dan wat sit jy bo op die mieliebom? Hulle het ons baie keer so 'n moetie, nou ek het ook, ek wil julle wys, nê. Ek het ook van daai moeties, maar ek gebruik dit nie regtig nie. Maar ek wil julle wys. Julle moet maar verskoon, my viskas is maar de mekaar. Allerhande sulke goedjies wat baie keer nie so lekker ruik nie, julle ruik. Dit ruik heerlik, hoor. Ek wil sê die karpe is mal oor hierdie goed. Ruik 'n bietjie. Stuur hom so om, maar ruik julle net julle laat dit uitloop nie, hoor. So ruik 'n bietjie. Ja, daai is nog oral. Daai is kaneel. Hy het so kaneeler gereuk. Daai selfe ding wat mamma doen as pappa die visgoed begin laai, dan kaneel sy kan. Daar sê. So, dan gooi jy nou van hierdie goed bo op die mieliebom en die karpe is mal. Kyk, as jy vir hulle sweets gee, dan laai hulle so op in 'n ry en wag vir jou. So, dis die eerste ding, maar weet julle wat nie, as ons wil visse vang vir die Here, wat is hierdie reuk? Nee, is my getuienis. Dis my getuienis. Dis wat mense sien as hulle met my te doen kry, as hulle met my praat, as hulle my hoor, as hulle my dalk daar in die winkel sien. Daar waar ek in die winkel is, besig om groceries te koop of 'n hamburger te koop of wat dit ook al mag wees, is my getuienis. Dink my na die volgende enetjie toe gaan. Maar hoor nou. Net soos ek sien hier's dan so 'n paar vissermanne hier, ek's bly. Jy weet as jou mieliebom so 'n bietjie oud geraak het, nê, en jy meng hom nou met die water, dan kry jy soms so 'n suurreuk. En jy kan op daai mieliebom gooi net wat jy wil. Daai visse swem so 10 meter radius om daai mieliebom, want hulle is nie lus vir daai suur mieliebom nie. Hulle is so lekker vars mieliebom wat lekker ruik. En dis dieselfde met ons getuienis, nê? Ons getuienis moet 'n goeie getuienis wees. Kom ons kyk bietjie wat sê die Bybel oor 'n slegte getuienis. Galasiërs 5 daarvan vers 19 lees ons: en die werk van die vlees is geopenbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge. Wat Paulus nou sê, hierdie slegte, hierdie mieliebom wat nie so lekker is nie. Hy sê, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. So daar is nou 'n hele mooi groot voorbeeld van die dinge wat ons nie moet doen nie, anders is ons getuienis nie so lekker nie. Okay, dan die ander een. Die volgende een is die goeie mieliebom, nê. Nou die goeie mieliebom, dis 'n interessante een. As jy daai vars mieliebom gaan koop en jy meng hom en jy
Jy vat hom en jy ry kom sien, jy sê vandag, dan is die visse lus vir 'n bietjie perreby. Doen julle perreby. Jy weet vissermanne, julle sal dit ken. Ek dink amper hierdie is perreby. Ek dink. Maar in elk geval. En so kry jy verskillende geure wat lekker is. Jy kry ander name se, hulle noem dit tutti frutti. Wie ken daai flavour? Spider. Skus. Maar jy kry verskillende en dit ruik verskriklik lekker. Ek het nou maar die gewoonte as ek so 'n bietjie met dit werk kan gooi ek so 'n paar druppels in my hand en ek smeer dit in, want dan gaan ek 'n vis vang en daai vis ruik nie so lekker as hy dam uitkom nie. Maar dan ruik my hande dan nie heeltemal na vis nie. Dan lyk dit soos 'n vis wat deur 'n bordkasterd geswem het. Dit ruik beter as net die vis gewoon nê. So, dan kry jy hierdie lekker mieliebom waarvan die visse hou nê. En wat sê die Bybel vir ons oor hierdie lekker, die goeie getuienis? Hy sê in Matteus 3 vers 8, dra dan vrugte wat by die bekering pas. En dan julle almal behoort mos al teen hierdie tyd Galasiërs 5 vers 22 te ken. Die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Daardie goed is wat die mense na jou toe aantrek. Daai ander goed wat ons nou genoem het, al daai slegte goed, wat sal maak dat ons nie die koninkryk van die hemele beerwe nie. Daai goed is wat die mense wegdruk van jou af, wat mense nie naby jou wil kom nie, en hulle wil eintlik eerder niks met jou te doen hê nie. Maar as jy hierdie vrugte dra wat by die bekering pas, nie die vrug van die Gees, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, daai goed is wat die mense nader na jou toe trek. Dis daardie getuienis waarvan hulle hou, né? Die mieliebom. Die volgende een wat ons nodig het ons mos nou gesê, is hierdie strop, né? Hierdie hele strop, want dan daar's nou hoeke aan en daar's lyn aan en daar's 'n swyweltjie aan. En as ons nie daai strop het nie, dan gaan ons ook nie vis vang. Want dan het ons nêrens om die mieliebom aan te sit nie. Ons het nêrens om die aas aan te hak nie. Ons het nêrens om ons ou soet deegie om te sit nie. Ons gaan net 'n lyn in die water gooi. Kan jy net met 'n lyn wat in die water lê 'n vis vang? Wat dink julle? OK. So wat sê die Bybel? Wat is daardie strop wat ons nodig het? Dit is die evangelie boodskap. Die evangelie boodskap. Nou julle sal nou sien hoekom ek eers gepraat het oor ons getuienis. Gaan vir my daarna die volgende skyfie toe. Hierdie evangelie boodskap. Onthou nou net soos hierdie, ons sit nou die strop aan met die mieliebom en al daai ander goedjies. Hoekom doen ons dit? Want ons wil die vis daar kry, maar as jy net die strop aan sit, skus, gaan gou vir my terug. Enetjie. As jy net die strop aan sit, net daai gedeelte waar die mieliebom omkom, sonder die hoeke, dan gaan daai visse net lekker eet. Dis al wat hulle gaan doen. En as hulle klaar geëet het en die kos is klaar, dan gaan hulle wegswem. So jy het iets nodig wat saamgaan. Jy kan nie net daai een alleen ingooi nie. Jy kan nie net die getuienis hê nie. Onthou as gesê die mieliebom is ons getuienis, dis ons mense nader trek. Goed, maar ons het ook iets anders nodig. En dit is 'n hoek, nê, om vis te vang. Nou om mense te vang vir die Here, het ons die evangelie boodskap nodig. In Matteus 24 vers 14 lees ons, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Hoor sê die Here vir die wat hy geroep het om vissers van mense te wees. Hy sê hierdie evangelie. Nou kom ek sê vir julle hoekom ek eers gepraat het oor ons getuienis. Weet julle wat nê? Wanneer ons want baie keer sê wat doen nie. Weet jy wat, ek is te skaam om met mense te praat. Ek hou nie daarvan om oor die Bybel te praat nie. Mense moet nie altyd begin om oor die Bybel te praat nie. Weet jy wat nê?
Jy praat eers oor jouself, want dis die ou wat jy die beste ken. Jy praat eers oor wat die Here vir jou gedoen het. Want wat die Here vir jou gedoen het, dit is die evangelie boodskap. Dis jou evangelie boodskap. Wat die Here vir jou gedoen het. En daai boodskap moet verkondig word deur jou getuienis. En met daardie evangelie, hoe die Here jou siel gered het, is wat die Here gebruik om die volgende siel te hoek, as ek dit so kan stel, nê. 1 Tessalonisense 2 vers 4 lees ons, maar soos ons deur God waardig geag is dat die evangelie aan ons toevertrou sou word, so spreek ons nie om mense te behaag nie, maar God wat ons harte beproef. Onthou nou, ons gaan nie daar en probeer fancy woorde gebruik en woorde wat ons nie eintlik weet wat dit beteken nie, om mense te beïndruk. Nee, ons gaan en ons vertel vir hulle wat het die Here vir my gedoen. Hoe het hy my lewe verander? En as my lewe verander het, en hulle sien dit in my getuienis, dan trek dit hulle nader. En dan werk daar evangelie om hulle te hoek, nee, dat hulle kan byt. Goed, die volgende ding wat ons nodig het as ons wil visvang, is 'n sterk lyn. Nou kan julle nou dink as jy nou daai stroppie vat, gaan gee my net enetjie terug. Daai stroppie vat. En jy vat hom so in jou hand, dat jy alles mooi aan hierdie floutjies aan, jy het alles aan en gooi hom sommer so in. Kan jy visvang? Ek sê nou as daar nou nie 'n lyn aan is nie, gaan jy visvang. Daai strop wat daar in die water lê, gaan 'n vis vang, maar jy gaan nie 'n vis vang. Hy moet gekoppel wees aan jou visstop, sodat jy die vis uit die water uit kan haal. En daardie koppeling is 'n lyn, is 'n stuk lyn. Nou jy kry verskillende sterkte lyn. Die vis hier, die groot vissermanne wat nou weet waarvan hulle praat, nie soos hierdie dominee wat net so eenmal in 'n jaar bietjie gaan visvang nie. Maar die vissermanne sal vir jou sê vir elke lyn is daar 'n spesifieke vis en hy het ander kleure en party van hulle is dik en ander is dun en so gaan hulle aan, né? So daar's redes hoekom dit so is. Ek kan ons aangaan na die volgende een toe. Né? Daai lyn wat ons nodig het. Nou, wanneer ons vissers van mense het ons ook 'n lyn nodig. Onthou nou, ons het gesê ons is die strop. Ons het daai getuienis wat ons nou uitdra, nê? Maar dan moet ons iets konnekteer aan die koninkryk van God. Gaan my na die volgende een toe. En dis wat daai lyn vir ons moet wees. Dit is ons koneksie, ons verbintenis, ons verhouding met die Here. Want as ek net daar gaan lê in die water, maar ek het nie 'n verhouding met die Here nie, ek het nie 'n koneksie met Jesus nie, dan kan ek niks beteken nie. Dan gaan die visse daar kom en hulle gaan al daai byt opeet en miskien gaan een van daai visse een van daai floutjies vat wat 'n hoek aan het en hy gaan met daai ding wegswem tot daai hoek uiteindelik uit sy mond uit roes, maar hy gaan nie gevang word nie. Want daar moet 'n lyn wees. En net so in ons lewens as ons vissers van mense wil wees, moet daar 'n koneksie wees met die Here. 'n Lyn wat my verbind hou aan die Here. In 1 Johannes 1 vers 7 lees ons, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Jy moet nou onthou nie, jy moet nou onthou maatjies, jy kan nie 'n vis vang as jy daai strop net so in jou hand vat, jy gooi hom daar in die dam en jy gaan sit in jou stoel en jy vat jou leesboek en jy lees verder. Nee, daar moet 'n koneksie wees. Nou hoor nou. Die krag om daardie vis te vang kom uit die lyn uit. Die lyn hou daai vis daar terwyl jy hom inkatrol, né? Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. En as ek nie gekonnekteer is aan Jesus nie, dan kan ek nie vir hom visvang.
dan kan ek nie vissers van mense wees. Goed, ons kyk na die volgende een. Hierdie is baie belangrik. Die volgende een is daai ouetjie. Onthou ek het nou net vir julle gewys, daai klein dingetjie, hy is 'n bietjie groter gemaak, né? Jy kry maar verskillende tipe swivels. En hulle het verskillende forme. En dit is die sterkste deel van jou hele visplan is die swivel. Want daai swivel hou alles bymekaar. As hy breek, dan is alles weg en jy moet van voor af begin en jy moet weer al die lyne en al die strop weer vat en 'n nuwe strop uithaal en dan eers vir jou pa verduidelik hoekom die strop nou afgebreek het. Al dis baie en die swivel is die belangrikste deel van jou viskas ook. Myne is nou my ander viskas. Ek sal nou net vir julle wys. Ek het so 'n klein groen boksie met al my swivels in. En daar moet hulle droog bly en hulle leen so 'n bietjie olie, né? Dat hulle net kan reg wees, want as ek hulle nodig het, dan haal ek hulle uit en ek sit hulle daarop, sit hulle aan en ek gooi en ek weet daai swivel is sterk en ek gaan die lyn vashou en ek gaan die strop vashou en as daai 15 kg karp byt, né? Ons kan nie hoop. Maar as hy byt, dan weet ek, daai swivel gaan op hom vashou en hy gaan nêrens heen gaan. So dis 'n baie belangrike ding. Al is hy net so groot, baie belangrik. En nou vir ons as kinders van die Here, as ons wil vissers van mense wil wees, dan is ons swivel Jesus Christus. Hy is die middelpunt. Hy moet die middelpunt wees. As hy nie daar is nie, dan kan ons nie visse vang vir die Here. Dan kan ons nie werk nie, dan gaan ons getuienis nie werk nie, dan gaan die evangelie nie werk nie, dan gaan selfs die lyn nie werk nie, want die belangrikste, daardie swivel, Jesus Christus, is nie daar nie. Dit is vir my so mooi, as ek lees van Jesus Christus en wat die Bybel van hom sê, en ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, Filippense 2, maar net daai laaste paar verse. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee, wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God. Daarom kan ons getuig. Want Jesus is daar, né? Daarom kan ons daai mieliebom in die dam gooi, want die swivel hou hom vas. Hy gaan nêrens heen nie. Daarom kan ek die evangelie boodskap gebruik. Ja, daarom kan ek 'n hoek in die water sit met 'n floutie aan of met 'n mielie aan, met 'n deegie om. Hoekom? Want die swivel is daar. Jesus is daar. Daarom kan ek dit doen. Daarom kan ek getuig. Jesus is die sentrale punt. Julle het geleer al in die sonnaarskool, wat is die sentrale boodskap van die Bybel? Wie kan my gou antwoord? Ek weet ek sit julle nou op die spot. Jesus Christus is die sentrale, is die hoofboodskap van jou Bybel. Dis iemand jou nou daai vraag vra, dan het julle nou die antwoord. Ek praat nou nie met julle en julle weet dit, maar met die ouer mense wat al bietjie vergeet het, né? Jesus is die sentrale gedagte van die Bybel. Van Genesis tot en met Openbaring praat hierdie Bybel oor een persoon. Jesus Christus. Dis dit. So, as ons wil vissers van mense wil wees vir die Here, dan moet Jesus die middelpunt van ons lewe wees. In Handelinge 4 vers 12 lees ons, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is waardeur ons gered moet word nie. Net Jesus Christus. Op grond van dit wat hy gedoen het. Net my tyd ophou. Ek sien ek's amper uit. Die volgende ding wat ons nodig het, en ek's amper klaar, hoor. Die volgende ding wat ons nodig het, wat baie belangrik is as mens vis vang, is daai wat ons nou van gepraat het, daai
Daai hou net. Daai hou net. Baie belangrik as jy vis vang. Om 'n plek te hê om die visse te bære. Veral as jy nou by 'n plek is waar die water mooi skoon is en jy hou van nou 'n visietjie, teker met 'n tomaatie en 'n ei en 'n wat ook al so in hom in op die kole gebraai of wat dit ook al mag wees. Dan moet jy eers hê om daai visse te bære, nê. En wat vissermanne gebruik is 'n hou net, nê? Of soos ons nou net gesê het, jy die mooi Afrikaanse woord daarvoor, dis 'n keepnet, nê? As almal verstaan, ons weet wat 'n keepnet is. Dit is baie belangrik. En net so, as ons vissers vir mense van mense, as ons visse wil vang vir die Here, moet daar 'n plek wees waar ons daardie visse kan hou. Nou wat is die voor die hand liggende plek of die soos 'n mooi plain Afrikaans, die obvious plek waar hierdie visse bymekaar kom? Wie kan vir my sê? Die kerk, oom Piet, ek gaan vir hom 'n sweet bring. Ons verdien hom. Daar sê. Sien ek ons gesê sonnaarskool is vir kinders onder 100 jaar, né? Daar sê wat so daar sê. Daar sê. Wag, oom met hierdie een wat val. Goed. So dis die obvious plek waar ons daardie visse wat ons vir die Here gevang het bymekaar bring. Nee, by die kerk, by die aanddienste, by die bidure, by die jeugaande, by die kinderbediening. Bring hulle saam. Ja, maar hulle gaan na 'n ander kerk toe of hulle gaan nie kerk toe nie, bring hulle na ons kerk toe. Ja, maar my ma, hulle maale sal nie kom nie. Bring hulle maale ook saam. Nog 'n vis. Daar's plek vir die visse wat die kinders van die Here vang. Daar's plek vir julle visse wat julle vir die Here vang. Handelinge 2 vers 1 lees ons en toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal eendragtig bymekaar. Hoor waar was hulle? Hulle was almal bymekaar. Al die visse was in een hounet gewees. Hulle was bymekaar. Handelinge 2 vers 44 en almal wat gelowig geword het, was bymekaar. Hoor weer daardie woord, hulle was bymekaar. Nee? Hebreërs 10 vers 25 lees ons en laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim soos sommige die gewoonte het nie. Die sonnaarskool, die plek, liewe maat, is die plek waar ons daai visse bymekaar bring, waar hulle bymekaar bly en waar hulle saam die Here kan dien en saam kan aanbid. Nou, baie vinnig. En hier, kyk, hier is nou, kan ons nou baie lank oor gesels, veral vir hierdie meestervissermanne. Nou, ek is nou nie een van hulle nie, gelukkig. Maar wanneer moet ons vis vang? Dan aangaan na die volgende enetjie toe. Daar sê hy. Ons het tyd nodig, sê ons so 'n mooi horlosietjie. Ons het tyd nodig om vis te vang. Nou weet julle wat, nê? Die slim mense sê, jy moet kyk na die maan. My pa het altyd vir my vertel, as die maan saam die son in die lug is, dan gaan die visse nie byt nie. Maar as die maan alleen in die lug is, dan byt die visse. So is nogal snaaks hoe dit werk, nê? Dan sê hulle vir jou, volmaan moet jy wegbly van die water af, want die visse byt nie. En dan sal iemand anders vir jou sê, nee, volmaan is die beste tyd om vis te vang. Na my ondervinding, volmaan vang jy in die nag baie vis. Maar as dit volmaan is en jy sien die maan en die son in die lug, nê, terwyl dit dag is, dan by die visse nie. Ek weet nie, miskien is hulle bang vir die maan of bang vir die son, ek weet nie. Maar so het elke persoon maar sy opinie, vroeg in die oggend of laat in die middag of wat dit ook al mag wees, maar elke ou het 'n raad en 'n geheim. Hierdie tyd van die dag vang ons vis. En hierdie tyd staan ons op en daai tyd en dan doen ons dit. Maar weet julle wat nie, as ons visse vir die Here vang, hoor bietjie wat sê die Bybel vir ons. 2 Timoteus 4 vers 2, verkondig die woord. Nee? Verkondig die woord. Hou aan tydig en ontydig. Weer lê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Wat is die beste tyd
om visse vir die Here te vang? Altyd. Altyd. Van ek opstaan tot ek gaan slaap, moet ek besig wees om visse vir die Here te vang. Onthou ons het gesê, dit begin met my getuienis. Dit begin met wat mense van my sien. Wanneer ek daar by die skool is, of by die werk is, of waar dit ook al mag wees. Dit begin met wat mense van my hoor as ek praat. Dis waar dit begin. So nou sê jy, maar ek kan nie visse vang vir Jesus as ek nou net opgestaan het, en ek's nog besig om al die slaap uit my oë uit te vee, en dan sê mamma, hoor jy my nou opstaan? Los my op verder. Dis waar daai visvang begin. Met daai heel eerste woorde in die oog. En dan vanaand as maar vir jou sê, sit nou die game neer en klim in die bed. Dis deel van daai visvang. Dis deel daarvan om vissers vir die Here te wees. Van ek opstaan tot ek gaan slaap. Alles wat ek doen, alles wat ek dink, alles wat ek sê, moet ek besig wees om visse vir die Here. Amen. Sit net so dan by ons hier. Hemelse Vader, help elkeen van ons vandag om visse te vang vir U. Help ons om ons redding, ons wedergeboorte uit te leef, o Here, sodat mense na ons lewens sal kyk en sal soek wat ons het, en sal smag daarna om daar die water te drink, om daar die voedsel te ontvang. O Here, hou elkeen van ons besig met U werk, met U evangelie, sodat U verheerlik kan word. Here, hou ons besig met U koninkrykswerk. Amen.